Kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre as die kinders hier by mekaar is. Dankie vir die versekering uit die woord, dat waar 2 of meer in U naam by mekaar is, Here, dat U in ons midde is. En Here, soos dit ons hierdie erediens in die naam begin het, wil ons ook vra dat U teenwoordigheid van so 'n aard sal wees, dat ons U liefde en U vreugde en U vrede mag ervaar. Ja, Here, ons bly in 'n land waar daar baie emosies op hierdie stadium ervaar word, 'n land waar ons baie bekommernisse het, maar Vader, vanmôre as ons hier by mekaar is, wil ons vra, Here, neem vir 'n oomblik asseblief vir ons net uit al daardie bekommernisse en al daardie emosies, skuif dit net vir 'n oomblik eenkant, dat ons vanmôre net sal kom fokus om U woord te hoor. Ja, Here, kom maak dit stil in ons gedagtes, in ons harte, en maak ons nou ontvanklik, sodat ons sal hoor wat ons vanmôre ook moet hoor. Spreek, Here, die kinders het vanmôre kom luister. In die naam van ons Here Jesus Christus vra ons dit. Amen. 1 Korintiërs 3 vers 9b, my broer en suster, in die nuwe vertaling sal jy sien dat vers 9 begin in die vorige perikoop en dan is daar 'n opskrifie, en vers 9b begin dan net onder daai opskrifie. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon? Ons lees dan vanmôre net tot so ver. My broer en suster en liewe kinders, ek dink almal van ons is baie bekend met die kinderliedjie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Ja, dis 'n liedjie wat ons van kleins af leer sing, 'n liedjie wat nou nog by die kinders baie geliefd is, 'n liedjie wat baie mooi woorde het, 'n liedjie wat sê, omdat die Here deur sy Gees in ons woon, is ek en jy 'n tempel van die Here, en dan sing ons so mooi, vol van krag, vol van lof en vol van vreugde. Hoekom? Want ons is 'n tempel van die Here. Natuurlik nou hierdie liedjie wat kinders so verlief is, weet jy nie, jy is 'n tempel, is natuurlik 'n liedjie wat eintlik gebaseer word op dit wat ons vanoggend gelees het, 1 Korintiërs 3, in besonder vers 16, want daar so staan, weet jy nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Nou, ek weet nie van u as ouers nie, maar vir my was dit nogal 'n teksgedeelte wat ek baie keer gebruik het, as my kinders na my toe kom om sekere goed te vra, en eintlik is dit 'n taboe, en dan gebruik ek sommer hierdie teksgedeelte om vir hulle te sê, nee, ek dink nie julle moet dit doen nie. Hoekom nie? Want jy is 'n tempel van die Here. En so is ons baie keer geneig, as iemand vir jou so vra of 'n Christen 'n tatoeëermerk mag kry, is ons baie vinnig om te sê, nee, jy mag nie, want jou liggaam is 'n tempel van die Here. Of ons sal sê, nee, jy mag nie rook nie, of jy mag nie sterk drank gebruik nie. Ag, en so is dit maar vir ons almal 'n lysie, wat ons baie keer hierdie vers gebruik, om vir ons kinders te sê, nee, jy mag dit nie doen nie, want hoekom? Jou liggaam is 'n tempel van die Here. Wat natuurlik waar is, jou liggaam is 'n tempel van die Here. Ons het dit gelees. Maar my broer en suster, hierdie perikoop gaan oor veel meer as bloot om net hierdie vers so te gebruik. Ja, ek dink aan die een kant is ons baie dankbaar en opgewonde dat ons soveel erns het oor hoe ons liggame moet oppas. Maar my broer en suster, hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, as ons hierdie gedeelte binne sy konteks gaan lees, my broer en suster, is hierdie 'n gedeelte wat eintlik elkeen van ons met 'n bepaalde vraag konfronteer. En die vraag waarmee hierdie gedeelte my en jou konfronteer is, hoe vorder jy met jou bouwerk aan die huis van die Here? Ja, hoor mooi. Hoe vorder jy met jou bouwerk aan die huis van die Here? En daarmee bedoel ek nie vanmôre, my broer en suster, hierdie kerkgebou waarin ons by mekaar kom nie. Nee, hierdie kerkgebou is klaar gebou, ons gaan nie verder aan hom bou nie.
En ek bedoel ook nie daarmee, my broer en suster, dat jou eie liggaam, hoe jy jou liggaam versorg deur te gym en oefeninge te doen en al hierdie goed nie. Nee, dis nie vanmôre ter sprake nie. As ek vanmôre vra, hoe vorder jy met jou bouwerk aan die kerk van die Here, my broer en suster, dan bedoel ek daarmee, hoe vorder jy met die kerk, jou geestelike kerk? Met ander woorde, hoe vorder jy met die geestelike tempel wat jy besig is om op te bou tot eer van die Here? Want my broer en suster, dit lyk tog vir my as ek na hierdie gedeelte gaan kyk, of dit nogal 'n belangrike vraag is waarop jy 'n antwoord moet kry. En daarom wil ek jy uitnooi om vanmôre saam met my weer bietjie na hierdie gedeelte toe te gaan. En ek wil as vanmôre 'n beeld gebruik deur te sê, my broer en suster, kom saam met my so 'n bietjie na die bouperseel toe, soos wat Paulus dit vir ons in 1 Korintiërs 3 beskryf. En kom ons gaan kyk so 'n bietjie, hoe lyk daai bouperseel en wat sien ons alles op daai bouperseel en wat gaan gebeur met daai gebou wat ek en jy besig is om te bou. Nou, as ons saam met Paulus na hierdie bouperseel toe gaan, my broer en suster, is die heel eerste ding wat ons sien, en dit is dat daar al reeds 'n fondasie gelê is. Met ander woorde, Paulus sê, julle is die gebou van die Here. Met ander woorde, my broer en suster, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, die feit dat ek en jy vanmôre in hierdie kerk gebou is, die feit dat ons 'n behoefte het om vanmôre in die teenwoordigheid van die Here bymekaar te kom, sê vir ons, my broer en suster, dat jou fondasie is klaar gelê. Jy is 'n kind van die Here. So met ander woorde, jy kan reeds met daai sekerheid leef dat jy die erfgenaam van die ewige lewe is, omdat jy 'n kind van die Here is. Want jou fondasie is reeds gelê. Paulus sê dit, hy sê julle is ook die gebou van God. Met ander woorde, jy as Christen se fondasie is reeds gelê. Vraag is nou vanmôre, wie het jou fondasie gelê? My broer en suster, baie van ons het groot geword in 'n Christelike ouerhuis. En so het my en jou ouers vir ons 'n fondasie gelê. En miskien was dit die dominee gewees eendag in 'n preek of 'n pastoor, of dalk was dit 'n geestelike leier by die skool of dalk op 'n kamp. Dalk was dit iewers waar jy op 'n geestelike verrykingsseminar was. Maar die feit van die saak is, iemand het een of ander stadium in jou lewe 'n fondasie kom lê, jou geestelike fondasie. En nou kom Paulus en Paulus sê vir ons, daai fondasie noem ons Jesus Christus. En daarom lees ons in vers 11, die fondament is Jesus Christus. My broer en suster, dit is die fondament vir 'n gelowige. Met ander woorde, as jy jouself beskou as 'n Christenmens, beteken dit Jesus Christus is jou fondasie. En dit is 'n baie duur fondasie. Want dit is 'n fondasie wat gegiet is nie met klip en sement nie, my broer en suster. Dis 'n fondasie wat gegiet is met die bloed van die Here Jesus Christus. En ek en jy is so bevoorreg dat daai fondasie vir ons gegee is, sodat ek en jy kan weet, ons bou nou voort op die fondasie van die Here Jesus Christus. En my broer en suster, hierdie punt is ononderhandelbaar. In my en jou lewe kan daar nie 'n ander fondasie wees nie. Die ander fondasie wat se naam dalk die dominee is, of die ander fondasie wat se naam pastoor is, of die ander fondasie wat se naam dalk wat ook al dit mag wees, my broer en suster, is nie die regte fondasie. Want dis 'n fondasie wat geen waarde het. En daarom is die enigste fondasie vir 'n Christen se lewe Jesus Christus. 'n Fondasie gegiet deur die bloed van ons Here Jesus Christus. So die goeie nuus is, my broer en suster, dit gaan nie oor wie die fondasie in jou lewe gelê het. So dit gaan nie oor jou ouers of dalk die dominee nie, maar dit gaan daaroor oor wie is daai fondasie. En as jy vanmôre hierso sit en jy sê maar my fondasie is gegiet en my fondasie se naam is die Here Jesus Christus, ek glo dat hy my verlosser is die goeie nuus, my broer en suster, jy is 'n kind van die Here en jy het die ewige lewe. Jy hoef nie daaroor te wonder nie. Jy kan dit glo. Die woord sê, as jy in Jesus Christus glo, het jy reeds die ewige lewe. Die fondasie is klaar gegiet. Maar as ons kom by daai bouperseel, my broer en suster, dan is dit nie net 'n fondasie wat ons sien nie. Nee, daar by daai bouperseel sien ons, maar daar is bouers besig om te bou. En die vraag wat ons vanmôre vra is,
Maar wie is besig om hierdie geestelike tuiste van my, hierdie tempel van die Here, wie is besig om daai tuiste te bou? En my broer en suster, die antwoord is baie eenvoudig, jouself. Want jy sien my broer en suster, jy het die verantwoordelikheid om self aan jou geestelike huis vir die Here te bou. Dit is nie die predikant se verantwoordelikheid. Dit is nie die kerkraad se verantwoordelikheid nie, dit is nie jou ouers se verantwoordelikheid. Jy het self die verantwoordelikheid om jou geestelike tuiste op te bou. Ja, die fondasie is gelê, maar jy moet nou begin om daai geestelike huis van die Here moet jy op te bou. En daarom, my broer en suster, wil ek dit sê en ek wil hê, jy moet dit baie mooi hoor. Ons is self die gebou, maar ons is self ook die bouers. So jy het 'n verantwoordelikheid en jy kan vir niemand kwaadlik neem om te sê, maar jy laat my nie goed bou nie, want my broer en suster, jy self is die bouer. Ja, ons kan mekaar help, ons kan mekaar motiveer, ons kan mekaar inspireer, ons kan mekaar leer. Maar my broer en suster, jy self moet jou geestelike huis moet jy bou. En my broer en suster, dit is 'n proses wat eintlik 24 uur 7 dae 'n week is. Want jy bou jou geestelike huis deur elke gedagte wat jy het, deur elke woord wat jy spreek, deur elke daad wat jy verrig, is jy besig om daai geestelike huis van jou te bou. So kom ons vat nou saam, my broer en suster, ons het vir mekaar gesê, ons geestelike fondasie is klaar gelê. Daai fondasie se naam is Jesus Christus. Ons weet dat ek en jy self die verantwoordelikheid het om ons huis te bou, daai geestelike tuiste. En ons sê weet dat nie ander mense dit doen nie, maar dat jy self verantwoordelik is vir daai bouwerk. Maar my broer en suster, dan op daardie bouperseel is daar nog 'n derde ding wat ons sien. En dit is dat ons sien daar is ook boumateriaal. En nou is die vraag vanmôre, my broer en suster, wie gee daai boumateriaal? En nou wil ons dalk vanmôre uitroep en sê, dis die Here wat die boumateriaal gee. Nee, my broer en suster, jy self kies die boumateriaal. Jy self besluit, waarmee gaan ek hierdie geestelike huis, hierdie tempel van die Here, waarmee gaan ek hom bou? Want my broer en suster, uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons daar is verskillende boumateriale. Ja, Paulus skryf dit in vers 12. Paulus sê, of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou. Dis as ons gaan kyk na hierdie lysie wat Paulus hierso skryf, dan is dit tog duidelik dat al hierdie boumateriaal nie almal dieselfde is nie. Dan wil dit tog vir my lyk asof daar in ons lewe goeie boumateriaal is en slegte boumateriaal is. Met alle respek, of daar een kant goedkoop en maklike boumateriaal is, en aan die ander kant beter kwaliteit, maar duurder boumateriaal is. En jy het die keuse oor watter van hierdie materiaal jy besig is om jou geestelike tempel van die Here mee te bou. Want een kant kan jy kies goud, silwer, edelstene, wat tog baie meer waarde het as hout, gras en strooi. So ek en jy staan op daardie bouperseel, my broer en suster, en ek en jy moet kies, maar waarmee gaan ons geestelike tuiste vir die Here opbou? En daarom, my broer en suster, kan ek vanmôre vir jou die vraag vra, waarmee is jy besig om jou geestelike tuiste vir die Here te bou? Gebruik jy die beste, die duurste, dit wat die meeste opoffering vra? Of is jy tevrede om tweedehandse en selfs derdehandse materiaal te gebruik om jou geestelike tuiste vir die Here op te bou? Wat bedoel ek daarmee? My broer en suster, kom ons raak prakties. Wat doen jy om jou geestelike huis te bou? Doen jy dalk net die nodigste? Elke aand voor ek gaan slaap, dan lees ek vinnig gou op my Bybel. As ek klaar gelees het, 'n vers of 2, maak ek my Bybel toe en ek doen vinnig 'n gebed. En vergewe my Here, maar ek's moeg, soms raak ek ook aan die slaap terwyl ek besig is om te bid. My broer en suster, dan ek betwyfel nie jou kunskap nie. Ek wil dit weer sê, jy is 'n kind van die Here, maar dan is jy besig om met tweede en derde graadse se stene jou geestelike tuiste te bou. Of is jy bereid om bietjie meer opofferings te maak? Is
Is jy bereid om te sê, ek sit so 'n bietjie meer in? Bietjie meer tyd, bietjie meer opoffering. My broer en suster, dan is ek besig met boumateriaal wat kwaliteit is. Boumateriaal wat bietjie meer vra, maar tog die moeite werd is. En weet jy my broer en suster, ons kan vanmôre hierso sit en ons kan mekaar flous. Nou ons kan vanmôre dalk vir mekaar sê, nee, jy sien mos ek is hier. Ek sit elke Sondag in my plek hierso in die erediens. Met ander woorde, julle weet ek is bereid om opofferings te maak. Maar my broer en suster, jy moet een ding onthou. Ons kan die dominee-vrou met flous met my kerkbywoning. Ons kan my medegelowiges flous deur my kerkbywoning. Maar ek kan nie die Here flous nie. Ek kan dalk die dominee flous met my dankoffer bydra. Ek kan dalk die dominee flous met my betrokkenheid by die Bybelskool en by ander groeigeleenthede. Maar my broer en suster, jy kan die Here nie flous nie. Die Here weet presies met wat se bouwerk en met wat se boumateriaal jy besig is. En ek wil vanmôre vir die gedeelte weer lees, ons het dit gelees my broer en suster, maar Paulus kom sê dit vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte. Jou boumateriaal gaan getoets word. Ja, die Here gaan kom die dag met die oordeel en hy gaan kom toets. Hoe lyk die huis, daardie geestelike tuiste wat jy vir die Here in jou lewe gebou het? Kom ek lees dit vir u. Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou. Elkeen se werk sal in die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se blou werk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Kan ek dit vir julle in die boodskapvertaling lees? Kyk mooi na die materiaal wat julle gebruik om te bou, want die Here gaan inspeksie kom hou. Julle sal dit nie vir hom kan wegsteek as julle minderwaardige of afskeep materiaal gebruik het om die gebou van sy gemeente te bou nie. My broer en suster, hoor jy dit? Hierdie gedeelte sê vir ons dat daai dag as die Here kom, is hy die bouinspekteur. En hy gaan kom kyk, hoe's jou bouwerk en waarmee het jy jou geestelike tuiste vir hom gebou? Kom ek verduidelik dit vir julle in die hand van 'n beeld. Broer en suster, sien vanmôre voor jou, hier is 'n groot muur en hierdie muur is jou bouwerk. En jy moet kies in jou lewe, waarmee bou jy hierdie muur? Gaan jy edelstene gebruik? Gaan jy goud gebruik? Gaan jy silwer gebruik? Gaan jy hout gebruik? Gaan jy gras gebruik? Of gaan jy strooi gebruik? Die groot ding is, my broer en suster, Paulus sê dat daardie dag as die Here kom, dan kom toets hy jou bouwerk met vuur. En weet jy wat is die hartseer, my broer en suster, dat hout en gras en strooi verbrand tot as. En daarom moet ons tevrede wees as ek en jy bereid was om vir die Here maar net so bietjie opoffering te gee om ons geestelike tuiste te bou. My broer en suster, gaan ons 'n muur hê vol gate. Want die strooi en die hout gaan daar nie meer wees nie. Ja, jou fondasie sal stewig staan. Dit sal die toets weer staan. So jy moet vanmôre vir jouself vra, hoe gaan jy toets die dag wanneer die bouinspekteur gaan terugkom? Maar my broer en suster, hier eindig hierdie verhaal wat Paulus vir ons skryf nog nie. Nee, nou kom ons by 'n gedeelte waaroor daar, ek dink, bitter min gepreek word. Want hoor mooi wat sê Paulus. Paulus sê nie net die Here gaan hom kom toets nie. Paulus sê verder vir ons, die Here gaan ook kom beloon vir daai bouwerk. So kom ons lees vers 14 tot 15. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Die boodskap sê, as iemand se bouwerk bly staan, sal hy, die boodskap sê, God sal vir hulle wat goed gebou het, 'n goeie beloning gee. Maar die mense wat sleg gebou het, sal op daardie dag, wanneer die Here weer kom, om hulle bouwerk te inspekteer, baie spyt wees. Die Here sal hulle wel nie wegjaag nie, maar dit sal hulle net so goed wees asof hulle niks vir die Here gedoen het. Hulle sal met 'n bloedrooi gesig skaam agter die ry moet gaan staan.
Broer en suster, hoor ons reg. Hoor ons reg dat daar 'n beloning gaan wees. Die dag wanneer ek en jy in die hemel kom. Wel, ek weet nie of u ander insig het nie, maar as ek hierdie gedeelte lees, my broer en suster, dan lyk dit nogal vir my asof daar 'n beloning gaan wees. Want jy sien my broer en suster, die Here gaan ons bouwerk kom toets. En ek wil dit nou weer sê, en my broer en suster, nou moet u baie mooi hoor wat ek nou gaan sê. Want wat ek nou sê, my broer en suster, is absoluut belangrik. Niemand gaan in die hemel kom op grond van jou bouwerk. Want jy kan jou hele lewe net met goud en silwer en edelstene bou, dit sal nie genoeg wees om jou in die hemel te kry nie. Nee. Jy kan alleenlik in die hemel kom as jou fondasie reg gelê is. En dit is deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Dit bring jou in die hemel. Maar die dag wanneer jy voor die troon van die Here kom staan, gaan die Here jou bouwerk kom toets. En daardie dag gaan daar beloning wees vir elkeen se bouwerk. Vraag is natuurlik, maar hoe lyk die beloning? Gaan ek 'n spesiale plekkie in die hemel kry? Broer en suster, nee, ek dink nie dis 'n fisiese beloning nie. Ek dink die beloning wat daar is aan die een kant trots. Dat ek daar sal kan staan en sal kan sê, Here, ja, dit was nie altyd maklik nie, maar met opoffering en tyd, Here, het ek probeer. Deur genade het ek met goud, edelstene en silwer het ek vir U 'n huis gebou. Of dit gaan 'n beloning wees van jou kop in rooi skaamte laat sak. Omdat jy weet jou huis is met goedkoop materiaal gebou. So my broers en susters, vanmôre is die vraag wat ek vir elkeen van u wil kom vra is: ek en jy is eintlik nog onder konstruksie. Ja, ek en jy is 'n geestelike tuiste vir die Here. Immanuel, God is met ons. Die Here het gekies om binne in my en jou te kom woon. Ja, die Here het ons gekies en hy het vir ons die fondasie kom lê deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Nou vra die Here dat ek en jy ons geestelike huis vir hom sal bou. Niemand anders is verantwoordelik vir die bouwerk nie, net jouself. Dis die vraag, waarmee bou jy jou geestelike huis? Bou jy dit met goud, met silwer, met edelstene? Of bou jy dit met wat die maklikste en die minste vra? Gras, strooi en hout. My broer en suster, ek dink dit het tyd geword dat ons weer so 'n bietjie ook sal herfokus op ons bouwerk. Hoekom? Want die bouwerk gaan getoets word. En dit wat die toets nie gaan weerstaan nie, my broer en suster, gaan tot as verbrand word. En slegs die bouwerk wat met opoffering en tyd gepaard gegaan het, sal die toets deurstaan. Hoe vorder jy met jou bouwerk? Amen.